Goeiedag almal, dit is Theo en ek wil graag hierdie jaar 2025 afsluit en die nuwe jaar 2026 begin met hierdie wonderlike gedeelte in die boek Deuteronomium hoofstuk 8 vers 1 en 2. Dis Moses wat hier praat. Hy sê: "Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het." Hy gaan verder en hoor wat sê hier: "En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en jou beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie." Wetende dat hy nie saam met hulle die beloofde land sou binnegaan nie, het Moses die volk voor sy dood bymekaar gemaak om hulle finale instruksies te gee. Israel was op die punt om die beloofde land binne te gaan, wetende dat daar oorlog, versoekings en stryd sou wees. Hulle moes die land in besit geneem het. Dinge wat hulle nog nooit van tevore teëgekom het, nie sou hulle teekom in die jare wat voorlê. En daarom moedig Moses hulle aan om eers terug te kyk voordat hulle vorentoe begin beweeg. Deuteronomium 8 vers 2. "En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het." Jy weet, die nuwe jaar lê voor ons. 'n jaar wat vol uitdagings sal wees. 'n jaar vol versoekings en ook aanvalle van duisternis, om net 'n paar dinge te noem wat op ons wag. Ek spreek nie oordeele uit oor die jaar 2026 nie. Ek sê maar net wat in Johannes 10 vers 10 staan. Die dief kom net om te steel, om te slag en om te verwoes. Daarom is dit ook noodsaaklik om onsself te herinner aan wat die Here vir ons gedoen het in die verlede. En ook om ons te herinner aan al sy beloftes in die woord. Versterk jouself vandag daarmee, soos wat Dawid homself versterk het toe hy baie benoud was. 1 Samuel 30 vers 6. En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al sy manskappe was verbitter, elkeen oor sy seuns en sy dogters. Maar luister net hier, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Herinner jouself aan al die seëninge wat die Here jou pad langs gebring het in die jare wat verby is, en dank hom daarvoor. Versterk jou in die Here daarmee, en moenie dit bloot as vanselfsprekend of iets in die geskiedenis aanvaar nie. Want die Here is altyd net goed vir ons, ja, in die verlede en ook nou op hierdie oomblik, en daarom sal hy ook goed wees vir ons hierdie jaar wat voorlê. Want in hom, deur hom en saam met hom is alles moontlik. Maak nie saak wat op ons wag in 2026 nie. Jy weet, wanneer ons terugkyk en onsself versterk en ons sien hoe die Here ons in die verlede gered het en hoe hy voorsien het, dan herinner dit ons dat ons met vertroue die toekoms kan trotseer. Want daar is geen probleem wat ons in die komende jaar gaan teekom, wat enigstens 'n uitdaging of 'n bedreiging vir die Here is nie. Jy weet, ek glo dat elke keer wanneer Josua met die onmoontlike gekonfronteer was, het hy homself herinner aan die beloftes wat die Here aan hom gemaak het. 'n belofte is in Josua 1 vers 5. "Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie." En ja, dalk het hy hom verder versterk in die Here, homself herinner aan Josua 1 vers 9, waar die Here sê: "Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan." Om te onthou wat die Here in die verlede gedoen het, berei ons voor om te konfronteer wat ook al in die toekoms mag gebeur. Ek glo die Here praat met elkeen van ons en hy sê 2026 lê voor, maar my kind, wees sterk en vol moed. Moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is met jou. Dankie daarvoor, Here. Amen.